Hoe vorder die ENSO-toestande en wat lê vir ons voor vir die res van die seisoen? Hierdie week se AMT landbouweer vooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ja, ons het hier alreeds op 3 Junie swaar reën gekry hier oor dele van die Oos-Kaap, tuinroete, die Langkloof, dele van Mosselbaai het al teen die middagse kant 70 na 100 mm gehad. Onbekend hoe lyk dit in die Langkloof. Maar wat dit erger maak is dat die vorige vloed was omtrent 3 weke gelede. So damme is vol, riviere steeds in vloed. So hier hoef nie eers baie water te wees om weer redelike grootskaalse vloede te veroorsaak nie. Teen 4 Junie verswak dit. Daar kan nog redelik wye reën of wyd reën voorkom oor gedeeltes van die Suid-Kaap, die tuinroete Oos-Kaap, maar dit lyk ten minste of dit besig is om op te klaar. Sneeu wat kan voorkom in Oos-Kaapse berge, Drakensberge, ons kan sien die sterretjies wat daar is, en dan ook reën hier, veral oor die Oos-Vrystaat en gedeeltes waar dit kan deurbeweeg. Op 7 Junie is daar weer 'n front in die Kaap, wat die Kaap nader. Dit lyk nie of dit te groot impak gaan hê nie, en dit lyk eerder asof ons hier rondom 13, 14 Junie dalk weer reën gaan kry, maar ons sal volgende week daaroor gesels. Minimum temperature gaan redelik skerp daal agter hierdie reën en hierdie frontale stelsel. Hier op 6, 7 Junie kan ons sien die blou gedeeltes is wat onder vriespunt is. Groot gedeeltes Suid-Vrystaat, Noordwes, dele van Gauteng, die suidelike dele van die Noord-Kaap, oostelike dele van die Noord-Kaap, dele van die Oos-Kaap, so redelik ryp wat kan voorkom, ook Namibië, suidelike dele van Botswana. En ons weet, dit hoef nie eers 0 grade te wees om ryp te veroorsaak nie, en so ons kan oor baie groot gebiede ryp kry. Ons hoop net nie daar kom ryp oor die westelike gedeeltes van Limpopo nie, want dit is waar daar skades kan voorkom aan ons sitrus, aardappels en ander groente en vrugte. Die El Niño wat nou ontwikkel is teen 'n redelike tempo, en ek bietjie gaan vergelyk met die vorige 3 super El Niños, en hierdie is die see temperature afwyking vanaf die gemiddeld, en die bruin gedeelte is 2026, 27, en die ander is die ander 3 super El Niños. As ons hierna kyk, volg die huidige El Niño baie naby aan dieselfde patroon, of is die voorspelling dat dit dieselfde patroon gaan volg. Maar wat baie belangrik is kyk waar die voorspelling is vir die draaipunt van die huidige El Niño. Nou daar is baie onsekerheid rondom dit, maar dit lyk asof dit hier November, Desember se kant kan wees. Dit vergelyk goed met 1997, 98, die groen lyn, waar dit 'n bietjie beter in die tweede deel van die seisoen was as normale El Niño. Die ander 2 het piek bereik hier rondom Desember, Januarie, of dalk 'n bietjie later selfs, en dit was vir ons baie krities, baie droë periode. Die indikator wat vir ons baie belangrik is, die suidelike oscillasie indeks. As ons kyk na wat hierdie laaste maand of so gebeur het, sien ons dit het 'n baie skerp daling gehad, die rooi pyl, vanaf La Niña waardes na El Niño waardes in die kwessie van 'n paar weke, wat 'n baie skerp daling oor 'n kort tyd veroorsaak of verteenwoordig. En dit kan wees of verantwoordelik wees vir hierdie baie onstuimige weer wat ons nou nog ervaar. Ons weet dat El Niño hier in die begin van die seisoen dikwels vir ons swaar reën gee oor dele van die winterreënvalgebied. Kyk ons 'n bietjie na die vooruitsigte vir reën. Hierdie is die waarskynlikheid om ten minste die mediaan of normale reënval te kry, en ek het die globale kaarte hier, wat eintlik Suid-Afrika bietjie klein maak, maar ons kan, as ons mooi ons verbeelding gebruik, kan ons sien dat oor Suidelike Afrika die Weskus gedeeltes so blouerig,
wat sê die koue fronte gaan nog oorkom. Hierdie is Junie, Julie, Augustus, so die meer sentrale dele en oostelike dele lyk ondergemiddeld die geel. Kyk wat in die VSA die voorspelling is, bo-gemiddelde reën, en let ook in Australië waar dit begin droog word. Kyk ons na die volgende kaart, Julie, Augustus, September, kan ons sien dat suidelike Afrika, veral die westelike en suidelike helfte, vir ons gemiddeld, bo-gemiddelde kans het vir reën. Veral die Suid-Kaap gedeelte, so dit lyk of daar nog heel wat reën kan voorkom. Kyk ons 'n bietjie na die VSA, bo-gemiddelde kans vir reën. So daar kan baie swaar reën vanjaar voorkom. En dan in Australië, kyk hoe bruin en rooi het is, ondergemiddelde kans vir reën. So koringoeste gaan swak wees, eerstens, maar dit is baie keer 'n aanduiding wat in Suid-Afrika kan volg, so 'n maand of 2, 3 daarna. Augustus, September, Oktober, suidelike Afrika, veral die sentrale westelike dele, nog grys tot blou, gemiddeld tot bo-gemiddeld. VSA kan ons sien baie nat, en die droogte in Australië, of kom ons sê, die kans vir gemiddelde reën of normale reënval is omtrent 0. Die rooi gedeeltes sê dit is minder as 1 uit 10 jaar waar bo-gemiddelde reënval voorkom, 9 uit 10 jaar ondergemiddeld. So opsommend, swaar reën en vloede in die tuinroete, die Oos-Kaap en dan grensende binneland tot hier by 4 Junie. Verdere reën vir die Wes-Kaap vanaf 14 Junie. Baie lae temperature met ryp hier in die volgende klompie dae, veral oor die westelike, sentrale en suidelike binneland, en die El Niño verskynsel ontwikkel baie vinnig, en dit vergelyk goed met die laaste 3 super El Niño verskynsels. So ons sal moet sien wanneer dit gaan draai, want dit kan vir ons dalk 'n verrassing nog gee vorentoe wat kan gebeur. So ons moet maar hierdie El Niño is nie net 'n El Niño of 'n El Niño nie, daar's baie goed wat kan verbeter of dalk verswak. So mooi loop en ons gesels weer. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Sien weer volgende week.